Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Baie welkom ook by ons Pinkstergeleenthede. Vir die van u wat dalk die eerste paar geleenthede gemis het, gaan soek gerus op YouTube of op die kerk se Facebookblad of die WhatsApp groep na die vorige video's en gaan kyk gerus daarna, want die video's volg op mekaar soos wat ons deur die boek van Jakobus werk. Vandag is nie enigsins iets anders nie, ons gaan stil staan by Jakobus 2 vanaf vers 14, maar voordat ons gaan saam lees, gaan ek vra dat ons net eers ons oë sal sluit en saam sal bid. Kom ons bid nou. Here Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens vandag op hierdie platform saam kan wees. Vader, dankie vir die feit dat ons deur 'n boek of 'n brief soos Jakobus kan werk en dat ons uit elkeen van hierdie hoofstukke iets vir onsself kan neem. Vader, ons het die afgelope week gehoor dat geloof prakties uitgeleef moet word en vandag gaan ons weer by hierdie gedagte stil staan. En daarom wil ek u kom vra dat u ons sal help, dat ons nie net sal geestelik groei nie, maar dat ons sal hoor waar daar skaalwerk of verandering in ons lewens na vore moet kom, sodat ons daaraan kan aandag gee en sodat ons die verandering kan maak en daaruit kan gaan leef. En daarom kom vra ons nou vir die Gees van God, werk in elkeen van ons en breek die woord vir ons oop, sodat ons u volmaakte wil vir ons lewe kan onderskei. Spreek Here, ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, soos wat ek genoem het, gaan ons vandag uit Jakobus 2 uitlees, wel van vers 14 tot 26. 'n baie bekende gedeelte wat daar baie oor gepreek is al, maar waaruit ons nog steeds iets nuuts kan vat vir onsself en waaruit ons iets kan leer. En daarom wil ek u vra, as u die Bybel by u het, dat u sal volg vanaf vers 14 uit Jakobus 2. Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou, daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou, een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan. Gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dis reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op 'n altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie op grond van sy geloof nie. Is Rahab, die prostituut, nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Nou geliefdes, ons lees net tot sover. Geliefdes, lidmate word soms ontstel wanneer leraars uit die skrif aandui dat nie alle kerklidmate geredde kinders van God is nie, en dat vele onder 'n narkotiese slaap valslik gerus is. Dit word soms as negatiewe prediking geïdentifiseer.
Wel, sulke lidmate gaan dan nie baie van Jakobus hou as hy hulle predikant is nie, want Jakobus praat baie reguit, soos wat hy ook in vanoggend se gedeelte gepraat het. Dit wil byna klink asof hy die res van die Bybelse lering oor verlossing uit genade alleen weerspreek. Iemand soos die 16de eeuse kerkhervormer Martin Luther het aanvanklik inderdaad gedink dat Jakobus verlossing deur goeie werke aan die voorgrond stel, en daarom het hy die brief 'n strooibrief genoem. Later het Luther egter besef wat Jakobus eintlik sê en die brief weer ten volle aanvaar as deel van die Nuwe Testament kanon. Ons het Jakobus nou al geleer ken as 'n man wat skerp vergelykings maak om sy punt oor te dra. So skerp dat hy eintlik baie kras kan oorkom. Ons moet egter in gedagte hou met watter oorhoofse doel Jakobus hierdie brief skryf. Hy wil sy lesers se dubbelhartigheid bloot lê. Sy lesers se probleem was dat hulle iets anders geleef het as wat hulle bely het. Met dit in gedagte kan 'n mens nou verstaan waarom hy in hoofstuk 2 vers 14 tot 26 skryf wat hy wel skryf, en dat hy daarop klem lê dat ware geloof sigbaar moet word in die praktyk. Net soos wat 'n lewende liggaam sal asemhaal. Indien 'n liggaam nie asemhaal nie, is hy sonder twyfel dood. En die rede waarom hy melding hiervan maak, is omdat sommige van sy lesers se probleem was dat hulle met 'n vervalsing gesit het. En daar is net een manier hoe die goeie chirurg dit kan bloot lê, en dit is om diep te sny. In die geleesde gedeelte spits Jakobus hom toe op diegene wat beweer dat hulle glo. Ons lees daarvan in vers 14. Dit gaan dus nou oor die onkruid tussen die koring, maar wat net soos die koring lyk. Dit gaan oor mense wat baie getuig oor hulle geloof, maar hulle dade en hulle lewenswandel stem nie daarmee ooreen nie. Dit is waarom dit so belangrik is om te verstaan wat presies geloof is. Wat word daarmee bedoel? Vandag is dit nog net so 'n aktuële vraag soos plus minus 2000 jaar terug, toe Jakobus hierdie brief geskryf het. Wat presies is geloof en hoe pas dade en werke in die prentjie in? Daar is verskriklik baie reaksies op die vraag wat is geloof. 'n Verskeidenheid van antwoorde word vir ons gegee. Party van die antwoorde is baie onbybels en party van hulle is baie vaag. As jy vir mense vra wat is geloof, dan sal jy antwoorde kry soos jy moet net in God glo, of jy moet net glo dat daar een God is, of jy moet glo dat Jesus Christus gesterf het, of selfs dat jy moet glo dat dit wat in die Bybel staan waar is. En dan kry 'n mens ook mense wat geloof koppel aan wensdenkery, wat sê dat alles sal goed verloop indien ek net hard genoeg of sterk genoeg glo dat dit sal gebeur. 'n Mens vind ook dan onder ander mense dat hulle sê dat jy net optimisties moet glo dat iets sal gebeur en dan gebeur dit. Soos wat jy optimisties sal glo dat dit môre sal reën en dan sal dit gebeur. En dan kry 'n mens ook ander wat reken dat ware gelowiges is mense wie se gebede deur die Here beantwoord word. Hulle het een of ander antwoord op hulle gebede gekry of daar het 'n wonderwerk in hulle lewe plaasgevind. Dan sal jy hulle hoor sê dat ek moet mos 'n ware gelowige wees, want kyk net wat het die Here vir my gedoen. Min wetend dat die Here
Jesus Christus ook dikwels die duiwels se gebede verhoor het. Byvoorbeeld legio, en tog is hulle nie kinders van God nie. Geliefdes, daarom kom Jakobus en lê hy hierdie dwaalleer bloot in hierdie gedeelte. Hy stel dit so sterk dat dit byna klink asof hy self dwaalleer verkondig. Die waarheid is dat dit slegs die bloed van Jesus Christus is wat 'n mens kan red. Gaan lees 1 Johannes 2 vers 2. Die waarheid is dat geloof hoegenaamd nie 'n mens red nie, wat nog te sê van dade. Dit is slegs Christus se kruisdood wat red. Ja, ons ontvang wel daardie kruisverlossing met die leë hande van geloof, maar hoe anders kan ons dit ontvang? Maar hierdie ontvang maak geen bydra tot my en jou redding nie. Meer volmaak as wat Jesus ons op die kruis gered het, kan ons nie gered word nie. Die enigste reaksie daarop is om met geloofshande te ontvang. Om te glo wanneer hy in sy woord ons beloof dat hy ons red met Jesus se kruisdood. Dit is om dit te glo en hierdie belofte te omhels. Waarom klink dit dan asof Jakobus sê dat geloof plus dade iets is wat my en jou red? Hy sê dit tog in soveel woorde. Hy sê tog dat Abraham vrygespreek is op grond van wat hy gedoen het. Lees vers 21. En dieselfde met Ragab, gaan lees gerus vers 25. En tog sê hy weer in vers 23 dat Abraham God se belofte geglo het en dat hy so gered is. Dit klink of Jakobus homself weerspreek. So hoe moet ek en jy dit dan nou verstaan? Wel, hy wil 'n duidelike punt maak en daarom kom stel hy dit soos wat hy dit stel. Hy kom sê daar is 'n groot verskil tussen die demoniese geloof en Abraham se. En so wil Jakobus sê dat ons baie duidelik moet kan onderskei tussen ware en valse Christene. Ons het mos nou al vir Jakobus leer ken as 'n man wat nie doekies omdraai nie. En daarom sê hy, jy kan nie so ver kom om jou dubbelhartigheid af te skud en 'n persoon van een hart te word, indien jy nog onduidelikheid het oor wat ware geloof is nie. Jy moet duidelik weet wat ware geloof is en sorg dat jy dit het. En wat is die verskil tussen egte en valse geloof? By 'n valse geloof bly dit net by praatjies, belydenisse en getuienisse. Maar die ware geloof beïnvloed die praktiese lewenswandel. Nee, jy word nie gered op grond van jou dade en lewenswandel nie. Jy word gered slegs deur Jesus se verdienste op Golgotha. Maar indien jy vasgesement is aan Christus, sal jou dade dit duidelik bewys. Dan is dit onmoontlik om 'n geheime agent te bly, om jou geestelike lewe persoonlik te hou. Dit is onmoontlik om nie dinamies te ontplof vir die koninkryk van die hemel nie. Dade is die spontane gevolg van mense wat ingeprop is by die lewende Christus. Omdat Jakobus so 'n praktiese mens is, gee hy weer eens vir ons voorbeelde. 2 voorbeelde van valse geloof en 2 voorbeelde van ware geloof. Die eerste voorbeeld van valse geloof tref ons aan in vers 15. En dit wil ek noem die gemakstoel geloof. Dit is die mense met 'n
fantastiese belydenis, maar in die praktyk gee hy of sy glad nie om vir mense in nood nie. Hy sit of sy sit in hulle gemaksone terwyl ander mense swaar kry. En al wat jy nodig het, is warm klere en 'n bord kos. Met ander woorde, valse geloof se ware aard kom na vore wanneer die nood van ander mense ter sprake kom. Dan kies ek vir myself en my eie gerief en my eie gemak. Daarteenoor kry ons die voorbeeld van ware geloof in vers 25 wat melding maak van Ragab, die prostituut, wat haar lewe gewaag het om God se boodskappers weg te steek. Sy het letterlik haarself vergeet, selfs haar eie lewe wanneer dit by ander se nood kom. Dit bewys dat God se beloftes werklik die voorwerp van haar geloofsvertroue was. Die tweede voorbeeld van valse geloof kom net so reguit en op die man af soos wat Jakobus dit kan stel. Dis dieselfde geloof as wat die Satan en demone het. Hy verwys daarna in vers 19. Volgens Jakobus glo die Satan 100% dat God bestaan en dat daar slegs een ware God is. Hy sidder voor God. Hy glo dus elke liewe teksvers wat daar in die Bybel is. Hy glo ook dat Jesus gesterf het vir sy skape. En hy besit al die kopkennis wat met geloof gepaard gaan. Hy glo ook dat alles die waarheid is. En hy het selfs 'n belydenis dat Jesus die seun van God is, dat hy die Christus is. Nou is die vraag, waarom klassifiseer Jakobus dan die Satan se geloof as vals? Dit klink dan so goed. Die probleem is egter dat dit net 'n klomp uitsprake is, dat dit net 'n klomp belydenisse is en dat dit nie oorgaan tot aksie nie. Satan weet alles en hy glo alles is die waarheid, maar dit lei tot niks. Daar is by hom geen daadwerklike toekeer tot die Here nie. Hy plaas nie sy vertroue vir redding op Christus nie. Sy kennis lei dus tot niks. Praat sê niks. Dit is 1000 maal beter om min te praat, maar 'n lewe te hê wat baie praat en vertel. Ek het koue rillings gekry toe ek eendag gelees het hoe die stigter van die satanistiese kerk 'n satanis geword het. Hy het 'n artikel geskryf en hy het in die artikel gesê dat hy voorheen 'n lidmaat was van die Presbyteriaanse kerk in die VSA. Later het hy die Bybel en die ware lewende God verwerp en die Satanskerk gestig. Hy vertel self hoe dit gebeur het dat hy sy rug op God gedraai het. Hy sê dat hy in hierdie kerk was en dat as kind was daar 'n ouderling in hulle Presbyteriaanse gemeente wat hy geken het en wat hom verskriklik baie verwar het. Hy sê die man het Sondag die kerk se orgel tydens die eredienste gespeel. Maar op Saterdagaande het hy die traporgeltjie in die kroeg gespeel waar die dronkaards en die oorspeliges baljaar het. Hy sê en op sy kindergemoed het hierdie ouderling se dubbelhartigheid so 'n indruk op hom gemaak dat hy begin wonder het en begin twyfel het oor die egtheid van die evangelie. Geliefdes, hierdie is 'n hartseer verhaal van dubbelhartigheid wat mense laat verlore gaan. Daarteenoor kry ons natuurlik die tweede voorbeeld van ware geloof en dit is die voorbeeld van Abraham. Abraham was vasgesement aan die lewende God. Hy het 'n lewe gelei
van gehoorsaamheid. Soveel stralende liefde en hoop op die Here se beloftes, dat hy bereid was om vir Isak te offer. Gehoorsaamheid wat bereid was om end uit die pad te loop. Hy het geglo dat selfs al sou hy vir Isak moes doodsteek en hom uitbrand op die altaar, die Here hom weer kon lewend maak. Dit klink 'n bietjie anders as die demone se geloof, nie waar nie? God self was Abraham se lewe. Geliefdes, Jakobus se argument is dus duidelik. Ware geloof bly nie net by praatjies en by belydenisse nie. Nee, dit beïnvloed my en jou lewenswandel en ons praktiese optrede in twee rigtings, godswaarts en menswaarts. Natuurlik ontvang 'n mens jou redding deur middel van die geloof, die leë hande van die siel, gratis en verniet. Die geloof is ook geen goeie werke wat beloon word nie. Die redding is slegs uit vrye genade. Maar die gevolg hiervan is dat jou praktiese lewe verander. Daar kom 'n lewend word uit die dood. 'n wakker word uit die narkose slaap. 'n lewenswandel wat iets van die vrug van die Gees begin vertoon. Hierdie waarheid is 'n saak van groot blydskap en troos vir 'n ware kind van God. Gestel iemand hoor Jakobus se woorde en daardie persoon ontdek dat sy of haar lewe werklik iets van 'n stuk geloofsvrug openbaar. Die persoon kan dit uit sy of haar lewe sien. Dink net watter tinteling van blydskap dit tot gevolg het. Jy sien die duidelike voetspore van die Heilige Gees se inwerking in jou lewe. Voetspore soos die hartlike vertroue op die Here Jesus se verlossingswerk. Die daaglikse verlange om met Christus om te gaan. Die genot van selfverloning. Die drang om hom bly te maak. Die wegvlug van alles wat in stryd is met sy woord. Die liefde vir ander gelowiges. Die innerlike oortuiging van sonde en die oorwinning daaroor. Geliefdes, jy sien al hierdie praktiese vrugte van die ware geloof in jou eie lewe raak. En dit maak jou bly. Dit maak jou opgewonde en dit versterk jou sekerheid wat jy in elk geval uit die woord besit. En daarom is dit my en jou uitdaging om in hierdie week nie net te bely dat ons God se kind is nie, maar dit ook te leef. En daarom moet ek en jy vir die Gees vra om ons te help om ware geloof sigbaar te maak in ons dade. Geliefdes, ons kan nie verby die nood en die seer van die wêreld kyk en niks daaraan doen nie. Geliefdes, as ons vasgesement is aan Jesus Christus, beteken dit ons moet sy voorbeeld volg en hy het die nood van mense aangespreek en daarom verwag hy dieselfde van my en jou. En daarom moet ons vir die Gees vra om ons daagliks te leer en te lei, sodat ons geloof sal sigbaar word in ons dade. Want geliefdes, mense moet in my en jou dade kan sien dat ek en jy 'n geredde kind van God is. Ons dade moet getuig van sy liefde, van sy genade en van sy verlossing. Maar dit moet ook dade wees wat dit prakties uitleef. So kom ons leef ons geloof uit in die komende week. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam.
Here en Hemelse Vader, ons het al so baie preke oor hierdie gedeelte gehoor, oor die feit dat ons geloof moet sigbaar word in ons dade. Maar Vader, nog steeds slaag ons nie daarin nie. Nog steeds word ons geloof nie sigbaar nie, want baie keer het ons afgestomp geraak vir die nood van die wêreld. Het ons afgestomp geraak vir mense se behoeftes en baie keer bevind ons in hierdie gemakstoel geloof. En Vader, dan moet ons vandag kom sê ons is jammer. Ons is jammer dat ons nie uitgaan en gaan leef soos wat U wil hê ons moet leef nie. Ons is jammer dat ons geloof nie na vore kom in ons dade nie. Ons is jammer dat ons dade nie getuig dat ons U kind is nie. Ons is jammer dat ons nie 'n verskil maak in 'n stikkende en 'n seer wêreld nie. En daarom kom bid ons, Gees van God, help ons. Help ons om te weet in wie ons glo, waarom ons glo, waarin ons glo, en help ons om dit nie net te bely en uit te spreek nie, maar ook uit te leef deur ons dade. Dat ons ook ons geloof so prakties sal leef, dat mense deur dit wat ons doen, sal agterkom dat ons die kind is, dat ons vrygespreek is, dat ons gered is, dat ons die ewige lewe het. Ag Vader, help ons om so te leef in die komende week. Vader, daar's baie dinge in ons lewens wat nog nie op standaard is nie, wat nog nie reg is nie, waaraan ons moet aandag gee, en aan ons eie krag kan ons dit nie doen nie, maar met die hulp van die Heilige Gees, met sy lering, met sy leiding, is ons by magte om daaraan te werk, om dit te verbeter, om dit selfs te herstel, en om daaruit te kan leef. En dit is ons gebed vir vandag. Verander ons, werk in ons, en help ons om so te leef soos wat U wil hê ons moet leef. Dankie dat ons dit mag vra, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met jou kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Gaan vandag hiervandaan, verryk deur die oorvloedige liefde van God, gevoed deur die selflose sorg van Jesus Christus, en versterk deur die inwonende krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.